Baie welkom by Melk en jou teetyd. En so rukkie terug het ons gesels met Patsy Joubert en sy het ons vertel van 'n Jezebel gees wat deel was van haar lewe, wat dit vir haar regtig gestryd was om van vry te kom. En natuurlik het ons besef daar's 'n klomp vrae oor hierdie ding en ons het dit goed gedink om met 'n man te gesels wat aan die ander kant van die muntstuk moes beklei teen hierdie gees en ons het gedink dit sal goed wees dat ons julle vertel hiervan en motiveer en meer leer hiervan sodat julle as julle so in so stryd is, weet wat om te doen. En natuurlik Peer en Patsy is beskikbaar enige tyd om hulle te kontak as julle hulp soek. Dit is hulle hart vir huwelike en vir mense wat stikkend is om vry te kom sodat julle in daai volheid kan wees wat God ons geroep het om te wees. Want weet julle, Mariska, ek raak so kwaad deesdae. Ek raak kwaad in my binneste vir hoeveel Satan kom steel. En weet, dit gaan nie vir oor geld nie. Hy kom steel van mense se drome, die identiteit, dit wie jy geroep is om te wees. En dit begin my uitfreak. Ek sal dit sommer so sê. Ja. En ek sien familielede, ek sien in my familie wat ek dink ek, hoeveel het Satan nie al van jou kom steel nie? Jy kon dit en dit. Lenet sê altyd daar, Lenet Beer, ja, sy sê altyd die begrafplaase is so vol van idees en drome, omdat ons kies om te luister na leuns. Want ons weet nie van beter nie. Ek dink nie dis altyd kies nie. Dit is soos Patsy ook gesê het. My volk gaan teen gronde aan 'n gebrek aan kennis. Aan 'n gebrek van kennis. Ja. Maar ek wil nou net eers vir jou hallo sê dat jy nou nie... Hallo Peer, ja. Ons gaan nou sommer ander want ons eie partytjie. Ja. Dankie. Ja. Dankie dat jy bereid is. Ag, absoluut. Daai wat jy gesê het, 'n gebrek aan kennis. Ek het by die Here gesit eendag oor daai skrif spesifiek en die Here sê vir my, dis nie net die woord sê dis 'n gebrek aan kennis en kennis van die woord van God. En in Johannes 1:1 sê dit in die begin was waar die woord was by God, die woord self was God. So dis nie noodwendig 'n gebrek aan kennis van die Bybel nie. Dis 'n gebrek aan verhouding. Aan sy teenwoordigheid. Presies, ja. En dit is verhouding. Want verhouding word gebou in die teenwoordigheid van die Here en dis hoekom baie mense te gronde gaan, want ons sit nie in verhouding met die Here nie. So wanneer goed gebeur, is dit alles in hierdie chaos, want ons het nie 'n ankerpunt nie. Ons het nie iets waarna ons kan terugverwys en sê, Here, ek sit in hierdie situasie, wat moet ek nou doen nie? Nou probeer ons self en dan maak jy 'n gemors daarvan. En dan gaan jy nog en dan blameer jy ook die Here. Presies, ja, dan is dit nog die Here se skuld ook. Ja, jy ken hom nie, maar as daar moeilikheid kom, dan moet hy vinnig help en as hy nie vinnig help nie, dan is hy nie 'n goeie God nie. Ja, Peer, maar ons het nou vandag, wil ons graag met jou gesels, want ons het nou laas met Patsy gesels, jou vrou, en hoe sy gelei het onder 'n Jezebel gees wat ingekom het, as gevolg van trauma, so vertel vir ons daarvan, en hoe jy die stryd moes stry van die ander kant af. En hoekom ons het goed gedink het om jou te kry, is, want ek dink daar's soveel mense wat 'n Jezebel in hulle huis het, of 'n Jezebel ken, wat dit nie identifiseer as sulks nie, en nie weet hoe om dit te hanteer nie, en wat kan hulle doen daaraan? So asseblief Peer, ons is so bly dat jy vandag gekom het om dit met ons te deel, so ja, dankie vir die voorreg. Ja, ek dink baie mense, hulle sê, ja, ons sit met 'n narcis. Veral by die mans noem hulle maklik mos 'n man 'n narcis, of selfs daar's vrouens wat ook sit met dit. Maar dis nie die wêreld se titel van eintlik met 'n Jezebel spirit sit. Want 'n Jezebel gees is die eindtydgees. Dis 'n gees wat in hierdie tyd chaos in huwelike veroorsaak. Want hoekom gaan ek een persoon target as ek 'n huwelik kan target wat daar dalk 3, 4, 5 mense in 'n huis is? Jy kan die kinders verwoes, jy kan die man of die vrou verwoes en die eintlike doel van 'n Jezebel spirit is om 'n man of vrou van God dood te maak. Uit die pad uit, en as hulle dit nie reg kry nie, dan gebruik hulle die persoon wat hulle deur werk, en hulle probeer daai persoon doodmaak. En dit is absoluut wat in ons lewens gebeur het. En dis nie 'n maklike ding om deur te gaan nie. Ek het met 'n vrou gesit wat baie verskriklik hard was, baie negatief, baie opinionated, baie gedomineer, en dan sal hy nou maklik sê, maar ja, jy is mos die man van die huis, maar onthou, Jezebel kan nie operate as daar nie 'n eie is nie. En ek het geëie, want ek het teruggestaan, want hierdie ding het my so gedomineer,
dat ek was te bang om asem te haal of ook net ietsie te doen, want dan kom hierdie bakstene op my af, hierdie verskriklike ding klim bo op jou en dis nag. Okay, maar sê eers wat is 'n Ahab? Ja. Ahab was Jezebel se man. So hy was een van die wreedste konings wat daar ooit in die woord was. Maar so wreed as wat hy was hy vreesbevange vir sy vrou. Ja. En sy vrou het absoluut gedomineer bo hom. Ja. So hy het dit uitgeleef deur wreed te wees in die wêreld en die res. En in my eie lewe kan ek vereenselwig daarmee, wat ek by die werk was ek was in IT, ek was die hoof van IT, so die ding daar was, ek het 'n groot pos gehad, so die mense was baie bang vir my, hulle was eintlik bang om met my te praat, want ek was 'n moeilike mens by die werk, want iewers moet ek my ou plekkie gekry het. So ja, so hier het ek nou myself uitgeleef, maar as ek by die huis kom, dan sit net, want ek is te bang vir wat daar aangaan. Ja. En dit was 'n moeilike ding, weet julle, in 2017, toe al die goeters nou die tweede keer uitmekaar uitval. 2009 het ek tot wedergeboorte gekom, toe ons die eerste keer amper geskei is, en dit was my amazing tyd, beste tyd van my lewe. Sy was vir 8 maande uit die huis uit, maar dit was die beste tyd van my lewe, want daar het ek die Here werklik ontmoet. Ek het hom ontmoet vir wie hy is. Ja. En daar het ek 'n verhouding, daar was nie 'n liewe Jesus wat ver was en dat ek 'n idee gehad het van nie, daar was dit my pappa, my God en my Vader, die een wat by my is. En toe het ons deur dit gegaan en 2017, so 2 dae voor sy weer gesê het oor die ek wil skei, ek leef alleen, het dit nie lekker gegaan nie, maar ek het maar net aangegaan en deurgedruk en sy het eendag in die bed kom klim, ek het voor haar gaan slaap, en toe sy in die bed klim, toe sien ek maar daar's nog iets wat in die bed klim, en ek skrik so en ek sê, Here, wat is dit? Sure. En ek is nie seker nie, ja, en ek is nie seker nie, die volgende oggend ek afsonder by die Here, toe sê die Here vir my, jy staan teen 'n Jezebel spirit. En ek dink, Here. Ek word sommer ijskoud. Ja, en 2 dae later, die Sondag, toe kom sy vir my, ek leef alleen, glad nie lief vir jou nie, ek het geen tyd vir jou nie, ek het geen liefde vir jou nie, hierdie moet stop. En ek was ook op 'n punt wat ek gevoel het, ek wil ook nie so aangaan nie, want dit wat ons het is nie 'n huwelik nie. En toe het sy uitgetrek, en dis daar wat ek begin bid het, en die grootste aanslag vir my daar was, waar die vyand my kom vra het, jy man van God, wat mense kampe toe vat, en dink jy het 'n groot, jy het hierdie groot selgroep saam met 'n boeta van my, en 'n sissa, en jy het al hierdie doen, en jy doen al hierdie dinge vir die Here, maar wat gaan aan met jou? Kyk hoe lyk jou huwelik. So hy het my verskriklik gekonfronteer in my identiteit daar, want hy het geweet, as hy my kan laat struikel in my identiteit, het hy die geveg gewen. Maar daar kon ek my hart na die Here toe vat en sê, Here, daar is goed wat ek nie reg gedoen het nie. Daar is dinge wat ek nie genoeg my vrou se rug toe gemaak het. Ja. En so kon ek hierdie pad stap, en weet jy wat was vir my een van die grootste wake-up calls in my lewe nog ooit, was toe ek na die Here toe gegaan het, te gaan mou net, en gesê, Here, my vrou sit met hierdie Jezebel gees, en dis swaar, en ek kry swaar, en dis nie lekker nie, weet mos, so gaan ons partykeer, soos 'n kind wat die speelgoed kry nie, en ek gaan pak af by die Here die dag, en ek moan, ek sê, Here, ek verstaan nie, my vrou, en die Here vra vir my 'n vraag, en ek raak eintlik emosioneel as ek daaraan dink, en die Here vra vir my 'n vraag, en hy sê vir my seun, wie is koning, priester en profeet van jou huis? En ek sê, Here, ek is. En die Here sê, okay, dan as jy na my toe kom, en jy gaan so te kere oor jou vrou, wat sit met 'n Jezebel spirit, moet jy onthou, jy is die deurwagter, daai ding moes by jou verbygekom het, om by haar uit te kom. Ja. En die oomblik toe daai penny drop, toe ek op my knieë voor die Here neergesak, en sê, Here, vergewe my, wat beer is, dat ek nie my vrou se rug genoeg toegemaak het. En daar het ek regtig, moes ek repent voor die Here, ek moes regtig voor die Here staan, en vra, Here, vergewe my. En ons was so 2 maande, ons was so 2 maande uit, toe kom sy terug, en ek dink, Here, dankie, en ek is so opgewonde daaroor, maar die hele tyd het ek so gevoel in my, so onrustigheid, en ek bid, en ek dien die Here met alles, en ek hoor die Here se stem, beter as wat ek my eie hoor, en die Here het in die begin gesê, begin skryf, en ek het dit nooit gedoen die eerste keer nie, en toe gaan sy weer, toe besluit sy weer nie, sy leef alleen, en sy is weer uit, en dit was toe weer omtrent 2 maande, toe sy weer terug, en ons gaan aan, en ek het 'n onrustigheid, en ek sit by die Here, en ek roep die Here, en die Here praat so duidelik, en sy stap 'n 3de keer uit, en die 3de keer wat sy uitgaan, die hele tyd het die Here vir my gesê, bly stil, moenie praat nie, moenie met jou lippe veg nie,
En die een Sondag was hy by haar sussie en as hy terugkom, hulle het altyd saam lekker gedesibel, so as hy terugkom daar is dit nag by daai huis. Decibel. Nie gedesibel, nie decibel. En sy kom terug en dit was nag daai Sondag. Dit was baie erg. En weet jy dat ek haar wil aanvat? Want ek het genoeg gehad van die vals beskuldigings en die beledigings. Dat ek al wil aanvat dat die Here my stom maak. Dat ek nie 'n woord en ek dink nie een wat ek skwaad en ek wil toe ek die tweede keer so maak dat ek nie 'n woord uitkry, dan besef ek Here maak my stil en ek draai om en ek loop weg en ek besef as ek iets daar moet sê, gaan ek afbreek dit waarmee die Here besig is. En toe die geveg regtig eintlik eers begin, want die derde keer toe dit breek en ek op my knieë neersak en sê Here, nou kan ek nie meer nie. Die pastoor wat ek gaan sien in daai tyd, tot hy sê vir my, Peer is okay. Jy kan maar skei, dis okay. Die Here jy het alles gedoen, jy's reg in die Here se oë. Al die vriende, my sussie sê vir my man sê nou mal, kry klaar, wat ek al, maar ek het 'n beginselbesluit gemaak en gesê ek sal nie opgee nie. Want die oomblik wat ek opgee in my huwelik, sê ek my God kan nie. En ek weet my God kan, want hy het dit al voorheen vir my gedoen. En weet jy, ek het so deurgedruk daar en net die Here begin roep en die Here vra vir my, jy het nou 3 keer vir my gevra vir 'n quick fix, want jy sien ons man soek 'n quick fix. Ja. En die Here het gesê, kan ek dit nou doen soos ek dit wil doen? Want ek het vir jou woord gegee, ek wil dit nie maak, ek wil dit nie heel maak nie. Want 'n ding wat ek heel maak, breek weer. Ja. Ek wil dit nie maak. En soos Patsy in die vorige getuienis gedeel het, ons verwysingsraamwerk en fondasie was vrot. Ja. So die Here moes ons fondasie tot op die grond afbreek, sodat hy kan oorbou. En in hierdie proses sit ons en ek sê eendag vir die Here, Here, U sê in die woord, alles sal ten goeie meewerk. Maar hierdie chaos wat ek hier om my sien, sy wil net skei, sy het geen tyd vir my nie, sy haat my, fisies dit, sê ek, Here, maar hoe kan dit ten goeie meewerk? En die Here sê net vir my, wag en kyk. En weet jy, die kampe is uit dit uitgebore, so hoe's dit nie ten goeie meewerk? Maar in die proses, dit was moeilik, ek gaan nie jok nie, dit was moeilik. Hoe langer dit aangegaan het, hoe meer sy die prokureurs gesien het, hoe erger daai begin raak het, hoe swaarder was dit om vas te hou, maar tog het hy gesê, Here, ek gaan nie vir U los nie, want ek weet U gaan my nie los nie. En toe op 'n stadium met die Here gekom en gesê, ek moet 'n 40 dae vas doen. En as julle sien, dit is eintlik 'n goeie ding, maar kos was vir my belangrik op daai stadium, maar en die Here kom en as die Here sê jy moet 'n ding doen, is dit anders, want dan doen jy dit in sy krag en nie in jou krag nie. En die 40ste dag het die Here my berg toe gestuur en ek dink as jy 40 dae gevas het, jy het baie min energie, jy kan omtrent jy sukkel om te operate, jy sukkel om te loop. En die Here het my 'n berg laat uitklim dat ek by hom kan kom sit. En ek sit voor 'n altaar, daar's so 'n kruis en 'n altaar op die berg en my trouring val van my hand af. En ek sê Here nee en ek tel hom op en ek druk hom vinnig terug en die Here sê vir my gaan nie 'n huwelik red nie. Jesus en ek skree heel daai oggend, die Here sê jy het nog nie alles vir my gegee nie. En daar het ek fisies bo op die altaar gaan klim en gesê, Here, vat dan alles. Vat alles, ek wil nie meer nie. Vat alles van my. Want ek wil vir U alles gee. Want baie maal sê ons het al opgegee of ons werk in hierdie situasie, of ons werk in ons huwelike, maar tog hou ons vas aan goed. En daai dag het die Here gesê, ek soek jou alles. En ek kon daar op die altaar klim en sê, Here, dis reg, ek gee alles. Vat alles, stroop my dan van alles. En as U dan nie my huwelik gaan red nie, is dit ook okay, solank ek net vir U is. Want jy sien, daar het die woord in werking gekom, wat sê, vind allereers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al die ander goed sal van self bygevoeg word. En dis wat ek die kykers ook wil bemoedig, om te sê, die oomblik wat jy Vader jou fokuspunt maak, en nie jou huwelik nie, nie jou man of jou vrou wat sit met 'n Jezebel of 'n wat ook al nie, die oomblik wat jy Vader jou fokuspunt maak, en wat die Here vir jou genoeg raak, dan begin jy goed omdraai. Want dan stap jy in God se wil en in lyn met sy woord. Want nou ewe skielik vind ek eers die koninkryk. Die Here is my belangriker as die huwelik wat ek moet red, want jy sien, ons het al soveel mense gehelp. En dis so ding wat 'n ou gesien het in dit, die ou of die vrou dien die Here, want ek het nou 'n moeilikheid in my huwelik. Here, ek dien nie nou wat jy met my huwelik uitsorteer. En dan vat dit bietjie langer as wat hulle gedink het dit gaan vat. En dan besluit hulle naderhand nie, ag, dit is nie moeite werd nie, en gee hulle op. Want daar's nie daai realness in verhouding met God om te sê, Here, al red U dan in my huwelik nie, is dit ook okay, ek het U. So hoe het ek verloor as ek die Here gewen het in hierdie? Hoe verloor jy? Jy het mos net gewen. Ja. En dis daai vind eers die koninkryk van God. En ek dink dis die geheim wat ons partymal mis. Maar die tweede grootste geheim wat ek geleer het in daai tyd,
was, ek het een keer 'n koppel getrou, net so buite Leidenburg, en op pad terug praat die Here met my, en die Here vra vir my, seun, hoekom dink ek so baie huwelike, en so baie verhoudings, en so baie verhoudings in gesinne, en vriende, en sulke goed werk nie uit nie. En ek sê, yes Here, en die Here sê vir my, want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. En ek sê, Here, ek besef dit is so. En die Here vat my na dit toe, en hy sê, solank as wat ek en jy vlees met vlees veg, gaan ons die geveg verloor. Want ons geveg is dan ons nie teen vlees en bloed nie. So as ek en jy die Here roep, die woord sê, as ons die vyand teenstaan, sal hy van ons al wegvlug. Maar ons staan nie die vyand teen nie, ek beklei eerder met jou, en ek staan jou teen die hele tyd. En ek gaan nie geveg verloor, either way, of ek jou, of jy dan die geveg wen, of ek verloor. Want dis 'n verhouding wat eindig. Waar ek eintlik kan gaan, ekskuus, en sê, Here, maar my geveg is nie teen vlees en bloed nie. So ek staan die vyand teen hierdie. Nou kom ons in 'n huwelikssituasie, wat 'n Jezebel spirit operate. Solank as wat ek vir Patsy veg, verloor ek die geveg. Dis kom die Here my daai dag stom gemaak het. En toe ek daai penny drop om te besef, maar moenie vlees met vlees veg nie. Gaan na jou binnekamer toe en gaan veg vir jou vrou. Die oomblik toe ek dit begin doen, toe kan die Here die situasie uitsorteer. Want toe ek die fokus wegdraai van die persoon af na die een wat agter dit sit en die moeilikheid veroorsaak, ewe skielik toe begin ons stap in oorwinning. Hoekom? Want ek kon die vyand teenstaan. En daar kom toe verandering in ons huwelik. En toe dit op die punt was wat ons het al 'n hofdatum gehad, dit was regtig op 'n punt wat dit stikkend was. Soos Patsy getuig het, sy het probeer selfmoord pleeg, wat sy 'n lemmetjie gevat het en hy nie wou sny nie, en dis die beskerming van God. En ek wil vandag vir julle sê, en ek voel weer eintlik emosioneel as ek dit sê, ek wil dit spesifiek vir die vrouens sê vandag, want ons doen kampe, en ek sien hoe moeg en hoe stikkend die vrouens is. En ek wil die vrouens bemoedig vandag om te sê, besef vandag dat ek nie hier kan sit en in die bediening kan wees as ek nie 'n vrou het wat vir my bid nie. So ek wil die vrouens bemoedig. Regtig, die vrouens in Suid-Afrika is moeg, want hulle kry swaar onder die mans. Maar ek wil vir jou sê, dis iets wat ek eendag vir die Here oor gaan sit, so dis nou nie woord nie, maar ek dink die Here het 'n voorkeur aan 'n vrou se gebed. Want 'n vrou sit soveel emosie en soveel passie en soveel mooi in 'n gebed in, waar 'n man is mos swart en wit, ons sit dit ding so in. Maar ek wil die vrouens in Suid-Afrika regtig bemoedig, die manne ook, maar baie spesifiek die vrouens, om net weer asem te haal en vir jou man te begin bid. Ek weet dit is swaar, ek weet dit is moeilik, ek weet die goed by die huis is nie soos wat dit moet wees nie. Maar ek wil jou vandag bemoedig en sê, begin net weer te bid. En weet, die oomblik wat jy weer begin bid, gaan dit dalk moeilik raak. Want dan gaan die vyand juis gaan vir goud, want hy wil nie daai gebeure hê nie, maar weet, daar lê krag in 'n vrou se gebed. En dieselfde manne, as jy sit met 'n vrou wat deur hierdie goed gaan, en jy weet naderhand nie meer watter kant toe nie, moenie vir jou vriende gaan luister nie, moenie na enigiemand anders luister, as om jou eie hart na die Here toe te vat, en vir die Here te luister, dat hy jou die strategie kan gee, om in oorwinning te begin stap, want dis een ding, in die begin van daai 2017 stryd, wat die Here vir my gesê het, hy gaan vir my 'n battle plan gee. En die Here het my toegelaat om 3 mense te vra om saam met my te bid. Baie het gebid vir ons huwelik oor die algemeen, maar hulle het glad nie geweet wat aangaan nie. Die Here het vir my 3 mense toegelaat in my binnekring waarmee ek my hart kon deel. En die 3 het nie lank gewees nie, toe word dit 2. En dit was ook nie veel langer daarna nie, toe word dit 1. En die een persoon het tot aan die einde saam met my gestap. Want die stryd was fel. Absoluut, ja. En wat vir my ook mooi was, daar was 'n dag wat ek een oggend wat ek nie kon slaap nie, dit was net vir my te veel. Kyk, ek het in die Here gestap en dit was amazing, maar jy is nie bulletproof nie. En al die negatief en al die goed, en ek het baie druk by die werk ook ewe skielik gehad, want die vyand kom ons met een ding by jou nie, hy kom ons met 10 goed op 'n slag. En dit was my moe, en ek het my gesondheid skielik begin sukkel, en al die goed, en ek het dit regtig net na die Here toe gevat, en daar was 'n dag, 'n aand eintlik, wat ek swaar gekry het. En ek sê nogal vir die Here, yes Here, ek weet hoe u in die tuin gevoel het, toe u bloed gesweet het. Want dit voel vandag vir my, weet jy, ek het soveel druk, en ek so onder druk, dat ek het fisies koor, oor al die goed wat net te veel raak. En ek sê nogal vir die Here, ek het nie idee hoe hy gevoel het nie, maar dit voel vir my soos naby aan dit. En ek huil nogal vir die Here, en ek sê, Here, ek probeer altyd daar wees vir almal om my. Ek probeer almal bemoedig, ek probeer vir hulle bid, ek probeer vir hulle daar wees. Maar hier sit ek 2 uur die oggend, Here, wie is daar vir my? En so voel ek, en weet jy hoe amazing is die Here? Ek staan eventually 5 uur op, want ek kry nou van die geslaap nie, ek dog dan gaan ek maar vroeg werk toe.
En ek staan op en ek stuur vir so 5 mense 'n boodskap om te sê bid net vir my, want nou weet ek het min geslaap, so dan sê ons oor emosioneel en so. En 2 van die ooms stuur terug, hy sê seun, die Here het my al 2 uur wakker gemaak om vir jou te bid. Ek bid al van 2 uur af vir jou. En die ander oom sê ek bid al van 3 uur af vir jou. Toe wil jy seker huil om te weet jy's nie alleen nie. Toe besef ek, Here, ou staan nie alleen deur hierdie nie. Ja. Maar ek dink ons is nie heroes nie, glad nie. Ons is net gewone mense. Maar ek dink die sleutel van oorwinning oor 'n Jezebel wat 'n verskriklike gees is om jouself te submit onder Christus. Om jou eie hart te gaan vind in die Here. En dit nie te doen terwyl om jou huwelik te red of jou kind se dalk met 'n ding of hoe ook al nie, dat jy sal gaan en die Here gaan dien vir wie hy is. Want as jy hom vind, sê hy sal al die ander goeders van self byvoeg. So die oomblik toe ek my eie hart na Vader toe gevat het en so baie as wat ek gemou het oor Patsy, ek dink ek ons stry nog baie daaroor, maar ek dink die Here het meer werk in my kom doen as in haar. En die oomblik toe ek daai besef het, ek ons wil almal hê alle ander mense moet verander, maar dit begin by my. En die oomblik toe ek dit besef het en regtig my hart na die Here toe gevat het die Here ons in oorwinning gebring. En die Here kon die Here die sluier lig ook. Want dink nou vir jouself, waar sou ons gewees het vandag as ons nie gestaan het deur hierdie nie. En dit eer ek die Here voor, hy alleen kry al die eer. Maar moenie opgee op jou maatjie nie. Moenie opgee op daai een wat langs jou sit nie, want die Here kan in 'n oomblik soveel meer doen as wat ek en jy in 'n leeftyd kan doen. Maar ons moet hom die geleentheid gee om God te wees oor ons lewens. En die oomblik wat ons dit doen, die oomblik wat ons oopmaak en sê Here, vat dan nou alles. Want ek wil nie meer nie. Dis die oomblik wat jou hele lewe en alles anders omdraai. En daai ding sal submit, want elke knie sal buig onder God. So die oomblik, ja, daar's dalk 'n persentasie wat sê 1% kan. Maar weet jy, niks keer die Here om daai 1% 100% te maak. Die waarheid sê die woord sal ons vrymaak. So as ons die waarheid hoor van hoe om dit te doen, dan kan ons vrykom. En op daardie noot gaan ons sommer totsiens sê. Want jy weet nou wat om te doen en ek sê weer, as jy enige hulp nodig het, kontak ons gerus vir Patsy of vir Peer se nommer. Ons sal julle na hulle toe verwys. Tot 'n volgende keer. Totsiens. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.